Nou goed, broers en susters, terwyl die kindertjies uitbeweeg, dan nooi ek jou saam met die blaai woord van die Here in Johannes, in die Nuwe Testament, Johannes hoofstuk 3, 1 vers 12, vers 16, Johannes hoofstuk 3, vers 16, en ons gaan net daar die verse saam lees. Baie bekende skrifgedeelte in die woord van die Here. Ek dink as jy vir iemand sou vra, som vir my die evangelie in een teks op. Wat sou jy die kernteks in die hele Bybel, sou die evangelie boodskap opsom, dan sou dit hierdie vers wees, Johannes 3 vers 16, wat sê, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe mag hê. Skrifgedeelte wat ek glo elke Christen, elke gelowige toe ook kan opsê en in sy slaap. Nou, liewe gemeente, verlede Sondag, of kom ek voordat ek by verlede Sondag begin, wil ek sê, ons gaan vir die volgende paar Sondag, gaan ek bietjie met jou gesels, is 'n reeks boodskappe, wat getiteld is, Weier. Ons het hierdie jaar, nadat ons die Visie Sondag afgesluit het ons met 'n reeks boodskappe begin dieper groei in Christus, en toe het ons vir 4 weke bietjie gesels oor weier, hoe lyk dit om weier te leef, en of nader te leef, verskoon tog, en vir die volgende 3 weke, eintlik 4 weke, gaan ek 'n bietjie met jou gesels oor, hoe lyk dit om weier te leef as kerk, weier vir Christus, weier in hierdie wêreld in. En verlede Sondag natuurlik, die Pinksterboodskap het die reeks afgeskop waar ons baie gefokus het ook op die groot opdrag, Matteus 28 vers 19, en waar nadat Jesus die groot opdrag gegee het, hy opgevaar het na die hemel, en 10 dae later was die Heilige Gees uitgestort op die dag van Pinkster, en die belofte van Joel 2 vers 28 tot 32 is letterlik in hulle midde vervul, en daarna is die disippels die wêreld in om die evangelie boodskap, die goeie nuus te gaan verkondig in Jerusalem, Judea, Samaria tot aan die uithoeke van die aarde. En vandag, bykans 2000 jaar later, is die kerk van Jesus nog steeds besig om die evangelie te verkondig. En die mense wat met die statistieke werk bereken dat van die tyd van Jesus af, die afgelope 2000 jaar tot nou toe het, daar so bykans was daar 62 biljoen mense wat gebore is, wat geleef het op die aarde. 62 biljoen waarvan 54 biljoen, dis 'n verskriklike getal mense, 54 biljoen, 54.000 miljoen mense, reeds gesterf het, en die ewigheid in is. En vandag is daar so bietjie meer as 8 biljoen mense in die wêreld oor. Dit sê vir ons dat die groot opdrag is nog nie afgehandel nie. Ons weet daar is 'n paar duisend geografiese of etnies geografiese groepe wêreldwyd wat 'n baie klein persentasie het wat Christene is, en natuurlik 32% van die wêreldbevolking tans soos wat ons dit vandag het, is nog nie bereik met die evangelie van Jesus nie, waarvan daar 'n hele klompie van die etniese groepe in die wêreld is, wat nog glad nie bereik is met die evangelie. Ons dink aan die Indiese eilande, ons dink aan die Amazone, die woude, en afgeleë gedeeltes waar die evangelie nog nie verkondig is nie. So die opdrag van Jesus, the Great Commission, is very much alive. En as 'n mens nou dink aan hierdie statistieke en die realiteit van die syfers, dan besef ons dat jy weet, mense word gebore. Elke dag word mense gebore. Mense in ons eie land wat miskien nie eers groot geword het in Christenhuise nie. Ek het 'n rukkie terug het ek 'n paartjie ontmoet in die UK, in Engeland,
en eintlik op 'n baie unieke manier oor my pad gekom, en toe ek 'n bietjie met hulle begin gesels en so aan, toe kom ek agter dat hulle glad nie Christene is nie. Die ma het glad nie 'n Christen groot geword, of die ma se oupa was iewers het 'n katolieke verbintenis gehad, en die pa, hy glo in hierdie Scientology. Hulle glo glad nie in die Here nie. En terwyl ek bietjie met hulle gesels en bietjie uitvra oor die godsdienstige milieu in Engeland en hoe hulle dit beleef, toe sê hulle, jong, hier waar ons bly, hier dien bitter min mense die Here. Ek praat nou in ons taal en terme, hulle het nou nie so gepraat nie, maar hulle sê, nee, wat nou Christians hier, we believe whatever we want to believe. En so, die realiteit is, broers en susters, jy weet, ons is nou hier in vryheid, ons het groot geword in Christelike huise, en ons dink almal ken Jesus en ken die Bybel. Daar's werklik mense in die wêreld wat Christus glad nie ken nie. Glad nie. Dalk iewers gehoor het van Christendom op die televisie, miskien, maar glad nie geloof. Hulle glo nie in Jesus nie, hulle glo nie in die evangelie boodskap nie. En daarom het ons nog steeds, is die groot opdrag nog steeds lewendig. Die Here stuur ons nog steeds die wêreld in, ons bekende wêreld en die uithoeke van die aarde, om die evangelie te gaan verkondig. En elke een van ons, ek wil ons moet dit weer hoor vanmôre, elke een van ons wat hier sit, het 'n rol om te speel in die groot opdrag van Jesus. Maak nie saak of jy oud is nie. Ek gaan oor 3 weke, 2 weke van nou af. Die week, nou volgende week kom George Basson vir die sending naweek. En die week daarna gaan ek 'n bietjie gesels. Die titel van my boodskap gaan wees Die Boodskapper. Praat vanmôre oor die boodskap, dan gaan ek praat oor die boodskapper. En dan gaan jy hoor hoe elke een van ons, oud of jonk, 'n rol het om te speel in die uitdra van die goeie nuus, die boodskap van Jesus Christus in ons wêreld waarin ons leef. Maar vanoggend, die titel van my boodskap, die boodskap. Wat is hierdie boodskap wat ons verkondig? Wat is die evangelie boodskap? Dit is maklik om af te lei, as iemand vir jou sê, wat is die evangelie boodskap, om miskien in sulke breë trekke 'n vaar idee te hê, ek meen, jy kom daarom kerk toe, en ou daarom 'n redelike idee van die boodskap, maar wat is hierdie boodskap wat ons het om te verkondig? Want Paulus sê vir ons baie, baie uitdruklik in Romeine hoofstuk 10, die volgende. As jy jou Bybel daar kan jy oopmaak, en dit sou saam met my lees daarso vanaf vers 13 tot 17, ek gaan 'n paar skrifte anker, nie te veel nie. Paulus skryf en hy sê, want elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Elkeen wat hulle geloof in Jesus plaas, ware wedergeboorte, sal gered word. Hy sê, maar hoe kan hulle hom dan aanroep, in wie hulle nie geglo het nie? En hoe kan hulle in hom glo, van wie hulle nie gehoor het nie? En hoe kan hulle hoor sonder een wat preek? En hoe kan hulle preek as hulle nie gestuur word nie? Soos geskrywe is, hoe lieflik is die voete van die wat die evangelie van vrede verkondig, van die wat die evangelie van die goeie verkondig. Dan sê hy, die geloof is dus uit die gehoor, en die gehoor is deur die woord van God. Dit is God se uitverkose methode, waardeur hy besluit het, die groot verlossing en versoeningswerk van Golgotha die wêreld moes bereik, is deur die verkondiging van die evangelie. Geloof kom deur die gehoor. Jy kan nie glo in iets wat jy nog nooit gehoor het van nie. En daarom is dit so belangrik dat ons moet agslaan op die woorde van Jesus, wanneer hy ons uitstuur die wêreld in, om die evangelie te gaan verkondig. Nou, God is soewerein, hy kan op welke wyse mense tot redding bring. Romeine 1 sê dit vir ons, in die geval waar iemand miskien dalk nooit toegang tot die evangelie boodskap gehad het nie, word die reddende genade van God op 'n soewereine wyse aan hom geopenbaar, want God is regverdig en hy is by magte om dit te doen. Maar dis die uitsondering en nie die reël nie. Die reël is die opdrag wat Jesus gegee het vir die kerk, dat ons die wêreld moet gaan bereik deur die verkondiging van die evangelie. Dit is wat Jesus vir ons gesê het voordat hy opgevaar het na die hemel. En daarom is dit so belangrik dat ons eerstens moet verstaan, voordat ons poog om die evangelie te verkondig, is dat ons moet verstaan, wat is die boodskap wat ons verkondig? Want as ons eerstens nie
sekerheid het oor die boodskap nie, dan gaan ons onseker wees as boodskappers. As jy nie weet wat is die boodskap wat jy nou eintlik moet gaan oordra nie, dan gaan jy dit vermy. Dan gaan jy eerder hulle pastorie toestuur of kerk toestuur, dat hulle hier kom hoor, in plaas van dat jy vir hulle vertel, daar by die werksplek of waar ook al jy is. Tweedens loop ons die risiko om, as ons nie verstaan wat die boodskap is nie, om die boodskap iets te maak wat dit nie is nie. En die groot gevaar in die dag waarin ons leef, veral in in 'n toenemend humanistiese wêreld, in 'n verbruikerskultuur waar mense geneig is om te cherrypick en dinge te wil hê wat hulle in die gehoor streel, is die gevaar daarom dat die kerk die evangelieboodskap ook kan kleiner maak en afwater. Terwille van getalle, terwille van invloed, terwille van uitbreiding, terwille van oorlewing, noem dit wat jy wil. En hierdie kleiner maak, hulle praat van reductionism, is 'n ding wat ons moet waak teen, want die evangelie van Jesus Christus, sê Paulus in Romeine 1, is die krag van God tot redding vir elkeen wat glo. Dis die krag van die hemel. Dis die grootste krag wat tot mense beskikking is. Dis die weg na God toe, dis die openbaring van die Godheid self, en dit hou aan ons die sleutel tot 'n geseënde, vrugbare, oorwinnende lewe. En daarom is dit vir ons as gelowiges, Christene wat hier sit. Nou, as jy soos ek die afgelope tyd met mense te doen gehad het wat glad nie Christene is nie, dan noop dit jou om 'n bietjie weer terug te gaan na die Bybel toe en te gaan vra, wat is die boodskap? Hoe klink die boodskap? En hoe moet ek hierdie boodskap aanbied sodat wanneer ek met iemand oor Christus praat, dat ek die boodskap nie afwater tot iets wat dit nie is nie en dit kleiner maak nie. En jy sien, broers en susters, daar's 'n paar maniere ons die boodskap kleiner kan maak. Eerstens, byvoorbeeld, en ek gaan net 'n paar dinge noem, jy gaan seker dit klomp kan byvoeg. Maar wanneer ons die boodskap, die evangelieboodskap voorhou, net as sonde vergifnis, sonder die oproep tot disippelskap, dan loop ons die risiko dat mense wel die boodskap sal aanvaar omdat hulle vergewe wil wees, maar dat hulle nie besef dat God hulle nie net wil vergewe, maar dat hy hulle ook wil vorm na die beeld van sy seun, Jesus Christus. En as ons die boodskap, en dit beteken nie dat die boodskap wat dan verkondig word is vals nie, dit beteken net, dis net nie die volle boodskap nie. Dis 'n verskraalde weergawe van hierdie ryke boodskap wat Christus aan ons vir ons kom gee het, deur sy eie lewe en deur sy eie plaasvervangende dood. En dan gebeur dit dat mense uiteindelik, as ons die boodskap maak, dat hulle net gerusstelling wil hê oor die ewigheid, maar hulle wil nie regtig oorgawe aan Jesus as Here hê nie. En as ek dit nou platvloers kan stel, hulle wil Jesus aanvaar, want hulle wil net nie hel toe gaan nie. Hulle wil seker maak dat as die bus verpas, dat hulle in die queue val en dat hulle saam hemel toe gaan, maar tussen bekering en tot Jesus ons kom haal, wil hulle uitgelos word, hulle wil leef soos wat hulle leef, hulle wil aangaan met hulle lewe, want vir hulle is die evangelieboodskap net vergifnis van sonde. Die tweede manier hoe ons die evangelieboodskap kleiner kan maak, is as ons die evangelie net as die ewige lewe een dag voorhou, so ons word gered nou met die oog op die ewige lewe. Nou, hier's die realiteit is, die dag wanneer Jesus aanneem, dan het jy reeds die ewige lewe betree. Inteendeel, ons is reeds binne die ewige bestaan van God. Selfs die wat verlore gaan, selfs die wat in die hel beland, sal vir ewig in die hel wees, Maar die dag wanneer jy Jesus aanneem, het jy reeds die ewige lewe as 'n besitting ontvang, en daarom, verskoon tog, kan ons die evangelie nie net voor ons die ewige lewe een dag nie, maar ook as koninkrykslewe nou, en God wil hê dat ons in Christus Jesus nie net met uitsien na een dag nie, maar dat ons ook reeds nou in hierdie wêreld onder die heerskappy van Christus moet leef. Dit was die boodskap wat Jesus kon verkondig het. Jesus het die evangelie van die koninkryk van God kon verkondig. Matteus 4:23, jy kan aan toe blaai vinnig, en ek beloof ek gaan nie baie tekste nie, maar dit is baie belangrik om dit te anker aan die woord, want die woord
Die woord self, die woord getuig vir homself. Matteus 4:23 sê, en Jesus het deur die hele Galilea rondgegaan en in hulle sinagoges geleer en die evangelie van die koninkryk verkondig. En elke siekte en elke kwaal onder die volk genees. Dit was nie net kom tot bekering sodat jou sonde vergewe kan word en jy eendag hemel toe kan gaan nie. Jesus se boodskap was 'n holistiese boodskap, 'n koninkryksboodskap wat meer ingesluit het as net eendag hemel toe gaan. Ja, ons kan die evangelie boodskap kleiner maak wanneer ons die evangelie net as persoonlike redding voorhou, nê? En dan eindig hou op by mense wat sê, jong, moenie met my praat oor die goed nie, maar ek en die Here. Ek het 'n persoonlike verhouding met die Here. En moet ook nie vir my vertel van die kerk nie, want ek staan in 'n persoonlike verhouding met die Here en ek het niks anders nodig buiten dit nie, maar dit was nie die boodskap wat Jesus verkondig het nie. Die boodskap van Jesus wat hy verkondig het van die koninkryk het die liggaam van Christus ingesluit waarvan hy die hoof is, en dit het ook ingesluit dat wanneer iemand in Christus is en hom aanneem dat hy ook deel word van die liggaam van Christus, van die gemeente van die Here, wat 'n wisselterm is wat vir ons deurgangs gebruik word in hierdie hoedanigheid, en dat ons ook terselfdertyd in Christus deel word van die sending van die kerk. Met ander woorde, ek word geroep nie net om aan Christus te behoort nie, maar om te dien, om te getuig en om gestuur te word. En as dit nie ingesluit is by ons boodskap nie, dan word geloof 'n private, losgemaakte, verbruikersgerigte godsdiens waar mense wil hemel toe gaan, maar hulle wil niks te doen hê met die kerk van Jesus Christus nie. En wanneer mense dan te doen het met die kerk, dan is dit geskoei oor 'n verbruikerskultuur waar mense graag dinge bywoon want is lekker, en dit is amper soos, as ek dit so kan sê, soos 'n menu wat mense oopmaak en hulle, hierdie kerk bied hier ietsie lekkers aan, hier is iets wat tot voordeel vir my gaan wees, so ek dink ek gaan so bietjie daar, bietjie proe, bietjie daar, bietjie eet en so aan, maar moet net niks van my vra, verwag nie, verantwoordelikheid op my lê of iets nie, want ek het 'n persoonlike verhouding met Jesus en ek het 'n persoonlike geloof in hom. Baie gevaarlik. Dit was nie wat Jesus in gedagte gehad het nie. Dis nie die goeie boodskap nie. Goeie boodskap is dat God ons red uit 'n wêreld uit sonde en ons uithaal uit 'n wêreld van duisternis en ons oorbring in die koninkryk, in 'n liggaam waar ons mekaar kan lief hê, waar ons mekaar kan ondersteun, waar ons mekaar kan dien, waar ons mekaar kan help om op te groei tot by die mooie beeld van Jesus Christus ons Here. Dis die boodskap van die koninkryk van God, dis ingesluit daarby. Natuurlik kan ons die evangelie ook groter maak, nê? Dis wanneer ons die boodskap van die koninkryk belaai met allerlei reëls en godsdienstige dinge, en dit gaan naderhand dan nie meer oor die kruis nie, dit gaan oor prestasie en al die goedjies wat ons by dit wil sit, soos die fariseërs het, en dit word 'n sware juk en 'n las van reëls en moets en moenies. So, ek wil vanoggend net, voordat ons oorgaan na die tweede gedagte toe, wil ek dit net saamvat, hoor net weer, wat sê ek vanmôre vir jou? As ons nie waaksaam is nie, dan loop ons die risiko om die evangelie wat 'n ryk en 'n volle Bybelse waarheid is, net tot een deeltjie van sy betekenis te reduseer. Sondevergifnis is waar, maar hoorie vanmôre, sonder disippelskap kan dit maklik goedkoop word. Die ewige lewe is waar, maar sonder koninkrykslewe nou word dit uitgestel tot eendag. Persoonlike redding is waar, maar sonder die liggaam en sonder sending, die sending van God word privaat en selfgerig. En ja, broers en susters, daarom moet ons die evangelie verkondig soos Jesus dit verkondig het, soos wat Paulus dit verkondig het. Die evangelie van Jesus Christus is die krag van God. En dis 'n holistiese boodskap. Dit ontsluit ons totale lewe. Dit ontsluit die totale menswees.
Ek dink aan Paulus wat skryf in Galasiërs 2 wanneer hy sê, ek is met Christus gekruisig en ek leef nou nie meer nie, maar Christus leef nou in my. En daai lewe wat nou geleef word geleef uit die geloof, vanuit hierdie verstaan dat ek aan Christus behoort en dat dit nie net 'n kaartjie is wat my uiteindelik uit die hel uithou en my hemel toe vat nie. Wat maak hierdie boodskap van ons nog so uniek is dat hierdie boodskap wat ons verkondig is dat ons nie gered kan word uit enige iets wat ons doen nie. Maar dat die boodskap, die sentrale boodskap van die kruis is dat redding alleenlik ons deel word deur die genade van God. Hoor wat sê Paulus in Efesiërs 2 vers 8 tot 10. Hy sê, want uit genade is julle gered. Och, dis dit nie lekker nie. Deur die geloof, en dit nie uit julle self nie, dit is die gawe van God. Nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. Hy sê, want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus tot goeie werke, wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. Dit is wat die evangelie boodskap goeie nuus maak, is dat ons gered word, nie op grond van dit wat ons doen nie. Goeie werke is die vrug van redding. Goeie werke is die resultaat van iemand wat wedergebore is en wat die Heilige Gees in hom het, die Heilige Gees wat heiligheid werk in die mens. Maar daar sal niemand in die hemel wees wat by die troon staan en sê, hoor hierso, hierdie groepie wat hier staan, nou hierdie ouens. Nou kyk, hulle het exemplary geleef, hulle was so 99% was hulle daar gewees, of 85% of wat ek al, moet daarom bo 80 wees, en hulle is hier, omdat hulle so wonderlike lewe gelei het nie. Nee, broers en susters. Die Bybel sê, daar gaan nie so 'n groep mense in die hemel wees nie. Almal wat daar gaan wees, eendag sal alleenlik daar wees, omdat Jesus Christus 100% van dit wat van die mens verwag was, volbring het namens die mens. Daar's nie een van ons wat vanmôre hier sit nie, maak nie saak hoe peanutbutterige jam jy is, wat kan leef soos wat Jesus geleef het nie, ten opsigte van redding. Redding is deur die genade van God. Genade. En wat 'n boodskap is dit nie, om na die wêreld te neem nie. Ek meen, ons kan actually met mense praat en vir hulle hierdie goeie nuus vertel en sê, hoorie man, jy wat nou in Hindoeïsme is, jy wat nou 'n moslim is, wat nou glo dat jy nou moet werke doen en moet bid en moet vas en met Mekka toe gaan en jy moet almosies uitdeel en almal wat golfdam bazaars wil hou, moet daar by jou 'n draadjie kom maak, jy vir hulle geldjie kan gee, want Allah skryf daar in sy boek in die hemel. En dan wanneer jy eendag daarvoor Allah kom, wat in Islam voorgehou word as 'n barmhartige Allah, barmhartige God, dan hopelik as hy nou die boek oopmaak en die lysie van goeie werke is meer as die lysie van slegte werke, dan sal hy barmhartig wees en hy gaan jou ingang gee tot die hemel. Nee, dis Islam in 'n neutedop. Nee, dis nie Christendom nie. Ons boodskap is God is barmhartig en daarom het hy Christus gestuur sodat hy die reg van die wet kon vervul namens die wat dit nie kon doen nie. Nie sodat die lysie oopgemaak word nie, maar wanneer die boeke oopgemaak word, sal daar net gevra word wie se naam is geskrywe in die boek van die lewe. Wie het Jesus aangeneem? Oh wow, wat 'n boodskap. Wat 'n boodskap het ons nie om na die wêreld toe te neem nie. Ons kan na die Hindoe toe gaan en vir hom gaan sê, nou die Hindoe, net so breedweg, hy sê, ons vind in Hindoeïsme ons die gedagte van karma. Jy al gehoor van dit, nê? Nee, bad karma, good karma, ons gebruik dit net verkeerd, maar nietemin, dis 'n siklus van geboorte, van dood en van weergebore word, om uiteindelik reïnkarnasie, om uiteindelik deur goeie werke, deur die verligting van gees en kom tot dieper begrip en weer probeer en godsdienstige rituele, veral in Hindoeïsme, waar rituele verskriklike groot segment van hierdie hergebore of weergebore proses is, om uiteindelik hopelik dan wanneer ek doodgaan na 'n hoër vlak van lewe gereïnkarneer te word en terugkom en hierdie keer is ek hopelik nou nie
ja, dalk as ek terugkom, nee, hy, ek moet nie dit sê nie. Maar u verstaan wat ek bedoel. Reïnkarnasie. Ek wil nie neerhalend praat, want daardie mense is verlore. Hulle is verlore. Maar die evangelie sê nie, hey, werk jou karma reg nie. Werk hom net reg, dan sal jy tot 'n hoër vlak van lewe gewederbore word nie. Nee, die evangelie sê Christus het jou skuld gedra, en wanneer iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Jy het die hoogste vlak van reïnkarnasie, delete daai sin, jy het die hoogste vlak van hergebore, weergebore bereik. Jy is soos jy in die wêreld, jou gees is volmaak, jy is geregverdig, jy is geheilig, jy is soos Christus in jou geesmens. Dis die evangelie boodskap, dis wat Christus namens die mens kom doen het. Ek wil net regstel dat iemand dit nie uit konteks uitneem nie. Ek sê nie dat Christendom enigstens met hindoeïsme vergelyk kan word nie. Die wedergeboorte begrip wat ons in Christendom het, is 'n eenmalige afgehandelde werk. Dis nie 'n weergebore, totdat jy uiteindelik by 'n plek van volmaaktheid kom nie. Ons het ook nie nodig om elke Sondag hier voor te kom staan en onsself elke keer weer laat weergebore word nie. Ja, bekering is 'n daaglikse ding, maar die wedergeboorte is eenmalig. Ons dink aan boeddhisme. Ons het 'n wonderlike boodskap. Hoor hierdie boodskap van boeddhisme. In boeddhisme gaan dit breedweg oor die probleem van lyding. Lyding in die wêreld. Hoe om lyding te ontsnap, hoe om van begeertes bevry te word, en dan in die soeke na bevryding is daar 'n siklus van lewe waar ek weer probeer en die klem val op regte denke, ek moet reg optree, die regte leefwyse sodat ek daardie innerlike losmaking kan beleef en hopelik deur daardie proses by 'n plek van verligting en verstaan van lyding kan kom en ek die lyding waarvan ek deel is in hierdie gebroke wêreld in 'n sekere mate kan ontvlug. Wow, dis complicated. Dis complicated. Die evangelie boodskap is anders. Die evangelie sê nie probeer uit lyding ontsnap deur begeertes te oorwinning. Die evangelie sê God het in Christus in ons lyding ingekom. Jesus gee nie net vir ons 'n pad om te volg nie, hy sê ek is die weg. Ek is die waarheid en ek is die lewe. Hy is die gekruisigde en die opgestane Here wat ons red. Hy is die een wat ons nuut maak. Hy is die een wat ons met God versoen. En dit alles is uit genade uit. Daar's niks wat ek en jy kan doen om dit te verdien nie. Daar's niks wat ek en jy kan doen om dit te verdien nie. Ek kan myself nie red nie. Hy het dit namens my gedoen. Ek het dit nie uitgewerk nie. Dis sy saligheidsplan. Ek kan nie opklim nie. Hy het afgekom na my en hy het aan my genade bewys. Broers en susters, wat 'n voorreg. Ja, as dit jou nie laat jabula nie, dan weet ek daarom nie. En dis die boodskap wat ons het om na die wêreld toe te neem. En wanneer jy Jesus Christus aanneem, en wanneer jy 'n kind van die Here word, het jy nie net 'n ticket om hemel toe te gaan nie, spring jy nie net die hel, die ewige vuur en verderf vry nie, maar word jy ingebore in 'n nuwe ryk, in 'n nuwe huisgesin, die huisgesin van God, die liggaam van Christus waarvan hy die hoof is. En word jy die geleentheid gegee om in hierdie lewe reeds saam met hom te heers, sê Romeine 5 vers 17, dat ons die koninkryk van God in besit kan neem, en dat Christus se heerskappy nie net in nie, maar deur ons lewens as 'n lig in hierdie donker wêreld kan skyn. Dis wat ons anders maak, dis wat die evangelie boodskap anders maak, dis nie harder probeer nie, dis Christus wat deur my werk, sodat dit wat hy reeds gedoen het, sy volheid in my lewe 'n werklikheid kan word. Kan ek 'n amen kry vanmôre? En dan is daar 'n derde ding, wat sentraal staan tot die evangelie boodskap. Wat is die boodskap wat ons verkondig? Ons kan die boodskap wat ons verkondig nie losmaak van die Heilige Gees nie, broers en susters. Ons kan hierdie boodskap wat ons verkondig, is net soos enige ander boodskap, as die Heilige Gees nie saamwerk nie.
En die ander godsdienste wat ek sopas genoem het, is daar nie konsep van Heilige Gees nie. Die geeste wat daar werk is demone. Die geeste wat, as jy dink aan Hindoeïsme, ek weet nie of julle al gesien het, maar die ouens wat so deur die vuur hardloop. Het julle dit al gesien? Sulke groot stapels vuur met kole. En dan hardloop daai manne deur die vuur en as hulle aan die ander kant uitkom, is daar nie 'n blaas op hulle voete nie. Nee, dis wat 'n demoon doen. As hy vir jou deur die vuur vat, nee, 'n ander gees. Maar ons het die Heilige Gees van God. En ek wil vanmôre vir julle sê, die goeie nuus is, wanneer ons die boodskap in die wêreld invat, dan werk die Heilige Gees saam met hierdie boodskap om oortuiging te bring van sonde, sê Johannes 16, van geregtigheid en van oordeel. Hoe wonderlik is dit? Hoe bevrydend is dit? Om te weet dat ek het nie nodig om iemand te oortuig nie. Ek kry siele las vir hierdie twee mense vir wie ek bid, en wat ek die Here vertrou dat hy hulle vind, en met eens voel ek vanmôre sê die Heilige Gees vir my sê, hey, onthou jy, of het jy dan vergeet, dat jy niemand kan oortuig van verlorenheid nie. Jy kan alleenlik die evangelie boodskap met hulle deel. Jy's alleenlik 'n saaier van hierdie saad van onverganklikheid. Maar wanneer die Heilige Gees in iemand se lewe begin werk, wanneer die Heilige Gees hierdie evangelie boodskap kragtig maak, luister, ons kan dit verkondig, ons kan die skrif verduidelik, ons kan getuig van wat Jesus doen, ons kan mense uitnooi om te glo, maar dis die Heilige Gees wat harte oopmaak, dis die Heilige Gees wat oortuig, dis die Heilige Gees wat Christus 'n werklikheid in iemand se lewe kan maak. En al wat die Here van jou en van my vra, is dat ons net getrou sal wees om die saad van die evangelie te saai. En ek dink baie keer, hoor gou hier, dit kom nou by my op, en ek dink, baie keer, as ons dit uit die oog uit verloor, nee, dan wil mense die evangelieboodskap afwater, om te sê, hoorie maar nee, die evangelie gaan net oor, gee jou lewe vir Jesus, en hy sal jou sonde vergewe, en jy sal hemel toe gaan, en jy gaan nie hel toe gaan nie, en baie keer skram Christene weg van die disipelskap boodskap, nee, want Jesus het nie gesê, kom tot bekering, en kaartjies uitgedeel nie. Hy het gesê, luister, as iemand agter my wil aankom, moet hy sy kruis opneem, en hy moet my volg. Jesus het gesê, volg my. En om Jesus te volg, beteken, dat daar lyding sal wees. Dit is hoe dit is. En toe, julle sal onthou by geleentheid praat Jesus met mense, en hy sê vir hulle, luister, hy nooi hulle in die koninkryk, hulle invite hulle, hy sê, maar julle, wat hierdie boodskap hoor, julle moet die koste gaan bereken. As julle my wil volg, moet julle die koste bereken. Want om my te volg beteken verwerping in die wêreld. Om my te volg beteken verdrukking in hierdie wêreld. Om my te volg, hoe's dit? Goeie nuus, die goeie nuus is, toe nie so goed op die oor nie. Maar as ons net die een deel van die goeie nuus vertel, en nie die volle evangelie boodskap nie, dan gaan iemand wat miskien dink, wow, dit klink nie goed om Jesus te volg nie, gaan hy die gedeelte mis, waar Jesus in Johannes sê, hy sê, in hierdie wêreld gaan julle verdrukking hê, in hierdie wêreld sal julle 10 teen 1 vervolging hê, hy sê, maar hoe goeie moed, want ek het die wêreld oorwin. Ons journey verhou kort rukkie hier op aarde deur. Julle gaan deur moeilike dinge gaan omdat julle my volgelinge is, maar onthou wat Johannes 16 sê, die Gees oortuig van sonde, van geregtigheid en van die oordeel. Ja, daar is 'n oordeelsdag, maar daardie woord oordeel beteken ook dat daar 'n oorwinnende Christus gesterf het aan 'n kruis, wat mag het oor die dood, wat mag het oor die geesteswêreld en wat eendag sal terugkom as die oorwinnende lam van God, wat vir ons 'n plek gaan voorberei het en ons gaan neem, sodat ons ook kan wees waar hy is. Dis deel van die evangelie boodskap. Jesus het nie net gesterf nie, hy is nie net begrawe nie, maar hy is opgewek op die 3de dag, sodat elkeen wat in hom opgewek word, saam met hom opgewek sal word en vir ewig sal lewe. Halleluja. Dis goeie nuus. Maar as ons die evangelie wil kleiner maak, omdat ons bang is, mense gaan Jesus nie volg nie, dan is jy besig om die rol van die Heilige Gees te probeer vervul. Luister hier vanmôre, die evangelie is die krag van God tot redding. As jy die evangelie boodskap verkondig, soos Jesus hom verkondig het, sal die Heilige Gees wat die harte ken, mense oortuig van sonde, van geregtigheid en van oordeel.
Al wat die Here van ons as kerk vra, is dat ons die boodskap sal verkondig. Paulus sê, een saai, 'n ander een maak daai saadjie nat. Hy sê, maar dis die Heilige Gees wat laat groei. Gemeente, die evangelie is groter as 'n kaartjie hemel toe. En ek sê nie vanmôre jy sê dit nie. Ek sê net, vir baie mense het die evangelie 'n kaartjie hemel toe geword. Toe Jesus sy disippels geroep het, het hy hulle nie geroep om die hel vry te spring nie. Hy het hulle geroep tot 'n holistiese lewe in hom, saam met hom, deur hom. Waar ek my alles oorgee, my hele lewe vir hom. Waar ek hom volg, ongeag waar hy lê. Waar ek hom toelaat om my lewe te vorm, sodat ek 'n visser van mense kan word. Omdat ek weet dat dit wat ek hier op aarde nou deurgaan, en die lewe wat ons nou leef, is 'n ou klein spikkeltjie op hierdie lang tou van ewigheid. Daarom kan ons hierdie boodskap nie klein maak nie. As ons evangelie dun is, sal ons getuienis dun wees. Maar as ons Christus helder sien, sal ons hom ook met vrymoedigheid kan verkondig. So die uitnodiging van vandag is eenvoudig en daarmee sluit ek af. Ontvang sy genade, buig onder sy heerskappy, word deur sy Gees nuut gemaak en gaan leef as 'n getuie vir Christus. Daarom wil ek jou vra, man, jy moet kom luister na daai ander boodskappe. Die Here wil ons almal, hy wil ons almal gebruik, oud of jonk. Moenie dink omdat jy jou innings gehad het en nou op pensioen is en dalk nie meer die liggaamlike vermoë het om te gaan waar die jong mense gaan en te doen wat die jong mense doen nie. Moenie dink jy het nie meer 'n rol om te vervul nie. Ek wil vanmôre vir julle sê, broers en susters, die kerk van die Here, waar sou die kerk van die Here gewees het sonder die ouer geslag se bede? Die grootste rol wat ouer mense kan vervul, en die groot opdrag is om vir die te bid wat nog able-bodied is en wie se verstand nog daar is, om hulle in staat te stel om te gaan. Julle hou die voorraadlinies oop vir die ouens wat op die gevegsfront is, oom Basie. Julle moet, ek wil dit vanmôre sê, ek wil nie daai preek vooruitloop nie, baie keer ons mense sit in die bank en sê, jong, ek wil nie eers kom luister as daar sending naweek is nie, want ek gaan net weer hoor hoe ontoereikend ek is en hoe min ek doen en dat ek nou al my spaargeld moet vat om nou China toe te gaan volgende jaar. Baie ouens sê so, hulle wil nie, buiten vir die curry wat brand, maar daai deel het ek nou vir julle uitgesorteer. Nee. Omdat ek dink dat ek nie dit kan doen nie, dat ek nie 'n rol het om te vervul in die groot opdrag van die Here nie. Ek wil vanmôre weer sê, ons ouer mense, broers en susters, julle hou die voorraadlinies oop met julle gebede. Vir die ouens wat op die gevegsfronte is, ons het 'n rol om te vervul. Jong kindertjies het 'n rol om te vervul en ek gaan vir julle vertel hoe dit lyk. Maar vanoggend wil ek vir julle laat met hierdie boodskap in julle harte. Die evangelie boodskap is die wonderlikste boodskap. Ons het nie eens tyd gehad om dit te vergelyk en vir jou te sê, hoe vergelyk dit met ander godsdienste? En ek het julle ietsie gegee daarvan. Dis 'n fenominale boodskap. En hier is die added bonus. God stuur ons nie in die wêreld in met hierdie boodskap om mense te gaan oortuig nie. Hy gee vir ons die Gees van die lewende God. En hy sê, ek sal my woord vervul. Ek sal hierdie boodskap lewend maak in harte. Ek sal oortuig van sonde, van geregtigheid en oordeel. Luister, dis nie op jou as iemand die evangelie boodskap verwerp nie. Al wat jy moet seker maak is dat jy die volle evangelie bring. En nie 'n verskraalde weergawe van dit waarvoor Jesus sy lewe kom gee het nie. Kom ons sluit gou die oë vir 'n oomblik en bid ons saam.
Hemelvader, wat 'n voorreg. Wat 'n voorreg om kinders van God genoem te kan word. Here, eerstens wil ons vir U dankie sê dat die evangelie boodskap ons bereik het. Die boodskap van versoening, van verlossing. Here, dankie dat die evangelie boodskap, Here, nie net vir ons 'n waarborg gee dat ons die ewige vuur sal vryspring nie, maar Here, dat U ons ingebring het in 'n koninkryk wat tasbaar deur 'n gemeente op aarde tot uitdrukking kom. Dankie dat ons 'n familie gekry het. 'n Plek waar ons kan behoort en kan veilig voel en mekaar kan lief hê. 'n Plek waar ons mekaar kan dien met ons gawes en talente wat U aan ons toevertrou het, Here. Here, wat 'n voorreg. Dis U evangelie. Toe U vir Petrus sê, Petrus, op hierdie openbaring sal ek my gemeente bou. Reeds daar het U gemeente by die heel eerste gesprek nie net genoem nie, maar ook bepaal dat U gemeente deel sou wees van hierdie boodskap van redding. En Here, soms is dit taaf. Ons moet erken, partykeer is dit nie maklik nie. Maar dankie vir die Heilige Gees. Dankie dat die Heilige Gees ons lei, ons leer. Die Heilige Gees in harte werk en U boodskap lewendig maak. Vader, ek bid dat U ons die vrymoedigheid sal gee om hierdie boodskap uit te dra, te verkondig, te saai met groot vrymoedigheid, Here. Ons het die beste boodskap in die hele wêreld. En Here, dan wil ek vir U dankie sê vandag, dat ons altyd met hoop kan leef, die hoop en die wete, dat aan die einde van hierdie aardse lewe, is dit nie verby nie. U het vir ons 'n plek gaan berei en U kom weer. En U gaan ons neem sodat ons kan wees waar U is. Here, die beste lê nog voor. Die beste lê nog voor, wat die oog nie gesien en wat in die hart van 'n mens nie opgekom het nie, het God berei vir die wat hom liefhet. Die beste lê nog voor. So kerk, ek wil jou vanoggend uitnooi, kort uitnodiging, 3-ledig. As jy Jesus Christus se genade nog nie ontvang het nie, jou geloof nog nie in hom gestel het nie, hy is vanmôre hier, sy Heilige Gees is reeds besig om in jou hart die oortuigingswerk te doen. En as hy jou vanmôre oortuig, en jy besef, hierdie is die oggend wat ek wegdraai van die ou lewe, en ek Jesus Christus en sy evangelie boodskap omhels, dan wil ek jou vanmôre vra, maak net jou hart oop en ontvang hom, en gee jou lewe aan hom oor. As jy dalk vanmôre ingekom het en jy het 'n klein verstaan gehad, ja, laat die Here vanmôre dan hierdie woord gebruik om jou denke te vernuwe. Ja, as jy stil geraak het as 'n getuie, vra die Heilige Gees om jou weer met vrymoedigheid te vul. Ek gaan jou nooi om saam met my op die voete te staan en dan sluit ek vir ons af met 'n gebed. Staan saam met my asseblief, prys sy wonderlike naam. Vader, hierdie 3-ledige uitnodiging is vanmôre in die hande van elke individu wat hier ingekom het. En hoe jy kies om vanmôre te reageer daarop is die Heilige Gees se werk. Maar sal jy vanmôre doen wat hy vir jou sê om te doen? Vader, daar is in ons dorpie Vryheid, oral waar ons beweeg, is daar soveel mense wat U nie ken nie. En Here, U stuur ons in hierdie wêreld in. U stuur ons terug na ons werksplekke toe. U stuur ons terug na ons kringe toe met 'n boodskap. Die boodskap. En Here, ek bid dat in die lig van
van Pinkster. Toe jy gesê het, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal my getuies wees. Vader, ek bid dat elke een van ons wat vandag hier uitstap, sal besef ons betree die sendingveld. Buitekant die hekke van hierdie kerk is ons daar waar U wou hê ons moes wees. Jerusalem, Judea, Samaria tot in die uithoeke van die aarde. Vader, ek bid vir U kerk, vir elke individu wat vanmôre hier is, dat U Heilige Gees ons in hierdie weke wat kom, sal neem, sal bekragtig, en dat die Heilige Gees se vrymoedigheid sal deurbreek, Here, dat die boodskap van die kruis, die boodskap, die goeie nuus, op ons lippe sal wees, deur ons lewens geleef sal word, en Here, dat baie siele in die koninkryk van God sal inkom. En ons dank U daarvoor. Vader, ons gee die week in die hand oor, ons bid dat U die woord sal napredik in elke persoon se hart en lewe, totdat ons weer by mekaar kom, en ons dank U daarvoor. Dit is my gebed, dit is ons gebed, in Jesus se naam bid ek dit. Amen.